Vriende, goeiemôre. Baie dankie dat u ook vanoggend hier is om die familie te ondersteun en ook 'n laaste groet te kom groet vir 'n baie besonderse man wat deel was van ons lewe en ook die gemeenskap hier in Louis Trichardt. Mag die Here ons saam wees ook vanmôre seën. En mag hy ons troos en vashou en mag sy genade ook in hierdie omstandighede vir elkeen van ons genoeg wees. Here, uit u en deur u en tot u is alle dinge, want aan u behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek groet vir u met genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader. Hy is die een wat vir ons sorg. Van Jesus Christus die Here, hy het waarlik opgestaan. En van die Heilige Gees, hy leef in ons. Amen. Kom ons staan vir ons eerste lied, lied 464, O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, versie 1 en 2, lied 464. 464. Hoofde in gebed. Here Jesus, u graf en u kruis was nie die laaste woord oor u nie. Dankie dat die donkerte van ons elende, ons hartseer, ook nooit die laaste woord oor ons is nie. Omdat u uit liefde vir ons gesterf, maar ook opgestaan het. Here, u weet dat die lewe 'n manier het om ons baie keer te breek, sodat ons nooit weer dieselfde kan wees nie. Maar dankie Here Jesus dat u in staat en gewillig is om ons omstandighede en onsself so te verander, dat ons bokant die donkerte ook van ons hartseer en verlange kan uitkom, wel met die merktekens van die kruis aan ons,
maar tog ook met iets van die heerlikheid van u opstandingslewe in ons. Here, wanneer ons vandag kom afskeid neem van 'n besonderse persoon wat u bykans vir 83 jaar vir ons geleen het, oom Boet, dan eer ons u ook vir hom. Dankie Here dat hy op 'n besondere wyse deel was van hierdie gemeente, maar ook deel was van hierdie gemeenskap. Dankie Here vir die gawes wat u ook vir hom gegee het, om die mense van sy tyd te dien. Here, nou moet ons afskeid neem vanmôre, en ons harte is seer. En daarom kom bid ons dat u deur u woord en deur u gees vir ons sal kom vertroos en bemoedig. Want dankie dat ons nie hoef te wees soos hulle wat geen hoop het nie. Ons hoop is in u, Here Jesus, u wat die opstanding en die lewe is, u wat self die pad geloop het van ons as mense tot die einde toe. U lewe gegee het aan 'n kruishout, maar opgestaan het sodat ons die lewe in u kan hê. Amen. Ek wil vir ons 2 gedeeltes uit die Here se woord lees. Die eerste gedeelte kom uit 1 Tessalonisense 5, van vers 1 oor die tyd en omstandigheid. Wanneer hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skrywe nie. Julle weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags kom, soos 'n dief in die nag. Wanneer die mense sê alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval, soos geboortepyne 'n swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. Maar julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Die wat slaap is van die nag, en die wat hulle dronk drink is van die nag. Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra, en die hoop op verlossing as helm. God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen. Dan net 'n paar verse uit Markus 14, van vers 26. Nadat hulle die lofsang gesing het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal van my afvallig word. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak, en die skape sal uitmekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Petrus het vir hom gesê, al sal hulle ook almal van u afvallig word, ek sal nie. Jesus sê toe vir hom, dit verseker ek jou, jy sal vandag nog in hierdie nag, voordat die haan kraai, 'n tweede keer kraai, my 3 keer verloon. Maar Petrus het nadruklik gesê, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie. En al die ander het dieselfde gesê. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan
Olyfberg toe. Markus 14:26. Vriende, hierdie versie is so effens versteek. So half skynbaar terloops in Markus 14. Is 'n vers wat 'n mens so maklik by verby kan lees. Nadat hulle 'n lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Hierdie hoofstuk in Markus begin en vertel vir ons dat Jesus se dood beplan word. En dan in die volgende gedeelte word hy gesalf. 'n Salwing wat ons uit kan aflei, niks anders is as 'n voorbereiding vir sy begrafnis nie. Na hierdie gebeure lees ons dat een van Jesus se disippels, Judas, onderneem om Jesus te verraai. En daarna word die Paasmaaltyd voorberei. 'n Paasmaaltyd wat ook op Jesus se komende dood dui, soos ons dit immers telkens tydens nagmaal vier. En daarna lees ons dat Jesus self sê dat een van sy disippels hom gaan verraai. Daarna stel Jesus die nagmaal in, waarna Markus ons vertel dat ook Petrus Jesus sal verloon. En daarna volg die vertellings oor Jesus se doodsangs in Getsemane, sy gevangeneming, die onregverdige verhoor van die Joodse raad, en dan ten slotte sluit die hoofstuk af met Petrus se verloning van Jesus. So dis 'n hoofstuk in Markus wat ingelei word deur 'n moordkomplot, afgesluit word deur 'n haan wat 2 keer kraai en Petrus wat in trane uitbars. Dis 'n hoofstuk wat gaan van kwaad na erger. Begin by 'n moordkomplot deur Jesus se teestanders en eindig by Jesus se eie mense wat hom ook verwerp. En in die middel van hierdie somber hoofstuk staan vers 26, wat in die donkerte ontvou en die gebeure soos 'n kersie flikker. Van alle kante af vou die donkerte oor Jesus. Mense wat hom verraai, mense wat nader storm met stokke en swaarde en soene, mense wat uitmekaar hardloop soos skape sonder 'n herder. En wat maak Jesus? Saam met sy disippels toe nog by hom, sing hy in die middel van al hierdie donkerte 'n lofsang. Vriende, 'n mens kan verstaan dat die engele met die aankondiging van sy geboorte 'n lofsang wou sing. 'n Mens kan ook maklik verstaan, soos ons in Openbaring 5 lees, dat alle verlostes eendag in die hemel voor God se troon lofsange sal sing. Maar hier 'n lofsang in die middel van al hierdie omstandighede en dit wat nog gaan gebeur. Hier waar die skadu van die kruis so donker val, waar eintlik niks meer positief is nie. En dit deur die een wat gekruisig gaan word. Dit pas mos nie. Dit pas mos nie. Ja, 'n treurlied sou ons nog kon verstaan, of as gepas hier beleef. Selfs 'n klaaglied, maar nou sing Jesus 'n lofsang. En wat meer is, dit is nie sommer net 'n gewone lofsang wat Jesus hier sing nie. Dit is baie interessant, vriende. Die woordjie wat hier in vers 26 met lofsang vertaal word, is die woordjie Hallel. Jesus het die Hallel gesing. Die Hallel wat niks anders is as Psalm 113 tot Psalm 118 nie. Dis die Hallel. Dis alles behalwe 'n treurlied. Jy kan dit maar gaan lees. Wat is die inhoud van hierdie lofsang?
Die Hallel Psalm 113 tot 18 besing die sorg van God. Die feit dat God alles beheer, dat hy alles geskep het, dat sy almag en heiligheid van so omvang is, dat alles bewe as die Here verskyn. Dit sing, hierdie Hallel sing van die eer wat alleen aan God toekom. Van God wat smeek bede verhoor. Van God se liefde wat nooit ophou nie. Van die feit dat God sy kinders nooit alleen laat nie. Juis omdat daar geen einde aan sy liefde en sy sorg is nie. Pas dit hier, wil ons vra, pas dit? Is dit nie 'n vertalersfout of dalk 'n glips van Markus gewees nie? Nee, dit pas. Want juis hier, waar die duisternis vir Jesus die donkerste geword het, hier waar die magte van die bose die felste is, tussen die lofsang van die engele en die lofsang van die verlostes eendig in die hemel, word Jesus getroos deur hierdie wonderlike loflied. 'n loflied wat sê, God word nie geïntimideer deur die dood en die aanslag van die bose nie. Die duisternis en al die helse woede kry God nie onder nie. En daarom sing Jesus juis hierdie loflied. Want kom ons wees maar eerlik, vriende, as Jesus nie hierdie loflied kon sing nie, as die lig van vers 26 hier moes uitdoof, dan was dit regtig nag. Maar nou sing hy, en sy disippels word aangesteek om saam te sing. Terwyl hulle dit sing, roep dit die vreugde van 'n God wat alles beheer wakker. Dit sit 'n lied oor God se eindelose liefde op hulle lippe. Dit laat hulle sing van hoop in hooplose tye. Dit gee hulle moed waar moedeloosheid op die drempel staan. Ons moet dit wat hier gebeur baie mooi verstaan. Die vreugde wat hier tussen Jesus en sy disippels posgevat het, was nie 'n goedkoop vreugde nie. Dis 'n lied wat in die duisternis gesing is. 'n lied wat gesing is met knersende tande. 'n lied wat gesing is met 'n kruis op die rug. 'n lied wat gesing is in ongelooflike moeilike omstandighede. Nog meer, dit is 'n lied, 'n vlammetjie in die donker. 'n liggie wat gesien kan word as die voorloper, die voorafskaduwee van iemand wat gebore sal word in die donkerte van hierdie wêreld. Dit is 'n liggie in daardie donker nag wat ook iets wil sê van die ware lig vir elkeen van ons, wat ook in ons donker wêreld deurgebreek op die dag toe God in Jesus Christus vir jou en vir my die ware lig van die wêreld geword het. 'n lig wat niks of niemand kan uitdoof nie. Want soos in die Hallel, veral in Psalm 118, sing Paulus later ook 'n lied van God se liefde. Dat niks ons daarvan kan skei nie. Nie hoogte, diepte, gevaar, benoudheid, afstand, swaard, of selfs die dood, wat ons vandag ervaar. Vriende, Jesus Christus het in hierdie oomblikke van benoudheid, toe hy op pad was na die kruis, God se lof besing. Want hy het geweet, sy Vader is in beheer. Sy Vader is soos 'n lig wat nie uitgedoof kan word nie. Die vraag vanmôre is dit wat ons ook doen in tye van benoudheid. Tye van hartseer en bekommernis. Die tye waarin ons leef op hierdie oomblik.
is dit wat jy doen, om 'n loflied te sing. Omdat God vir ons die lig geword het, sy woord die lig vir ons pad is, kan ons ook lig, en moet ons ook lig vir die wêreld wees. Ons neem vandag afskeid van 'n besonderse man, wat ons bevoorreg was om te kon ken. Pa, 'n oupa, 'n vriend, 'n eggenoot. En ons dank die Here vir die lig wat hy laat skyn het in sy huis, vir sy mense, in hierdie gemeente, en ook in hierdie gemeenskap. Die vraag is ons lig vir die wêreld? Of laat ons soms te maklik toe dat die wêreld en ons omstandighede ons ligte uitdoof? Dit het baie keer ook in Omboed se lewe donker geword, maar hy het nie toegelaat dat die ligte uitgedoof word nie, omdat hy ook 'n onwrikbare geloof gehad het. As ons soms voel dit is wat gebeur, kom ons gaan lees maar weer Markus 14:26. Want daar sien ons wat 'n verskil 'n liggie in hierdie donker wêreld kan maak. My gebed vanoggend vir elkeen van u is dat ons nie moed sal verloor nie. Dat die Here julle as familie en vriende ook sal toevou in sy liefde en genade. Ook vir die pad vorentoe, en dat ons steeds vir die Here Hallel sal sing, omdat hy die ware lig is. Amen. Hemelse Vader, lewegewer, o wat deur trane verblind is, kan dikwels nie die sterre raak sien. Here, so is daar ook op hierdie oomblik van ons wat dit moeilik vind om verby die droefheid van ons harte te sien. Here, want in die dae wat verby is, het ons te staan gekom, van aangesig tot aangesig, met droefheid en verlies, met die misterie van lewe en dood, wat 'n geliefde ook wegneem. Here, U is bekend met mense se trane en hulle gebroke harte. Daarom bid ons, Here, dat U ook in U groot liefde vir hulle sal besoek, ook in die dae wat voorlê. Dankie, Here, vir 'n wonderlike nagedagtenis, as ons net al die briefies lees en die huldeblyke hoor. Dan eer ons U vir Omboed, wat U vir ons geleen het. Dankie dat ons daarom ook kan glo, dat U elke tree van hierdie pad saam met ons saamloop. Here, vertroos ons, wees ons sterkte en rotsvesting, by wie ons kan skuil, ook in die dae wat voorlê. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Vriende, ons gaan voort met ons huldeblyk. Ek gaan vir Ben Hofmeyr vra, namens die familie 'n huldeblyk te kom lewer asseblief. Vriende, is hy aan. Wat sê mense nou vir mense wat Omboed net so lank of langer geken het, as wat ek hom geken het? Wat ek weet van hom, ken U. Hier en daar is daar dalk ietsie wat ek ken, wat U nie ken nie. Maar ek kan vir U sê, soos Dominee gesê het, 'n besonderse man was hy.
Ek onthou hier in die vroeë 70's, toe sit ek en hy op die paalmuur van die kraal. Toe was hy nog die gefaamde Piet Bok. En hy 12 ossies in die kraal. En hy sê vir my, Ben, ek wil nou begin osse voer. En my pa het vir my gesê, as jy wil boer, hoef jy nooit daar te werk nie. Maar jy moet slim werk. Hy sê, hier is my werk, en hy haal sy sakboekie en sy pen uit sy sak uit. En ek moet erken, ek het hom nooit met 'n gereedskapstuk soos 'n hamer en 'n bytel en 'n skroewedraaier en so meer in sy hand gesien nie. Maar wel met sy pen in sy hand, sy boekie in sy hand, of die Bybel oop voor hom. Hierdie ou swaar van my het harde bene gekou in sy lewe. En wat in die begrafnisbrief staan, wat seker jy almal al reeds gelees het, kan ek niks byvoeg nie. Ek wil egter vir u sê dat ons is so geneig om die eer wat God toekom vir onsself in ons sak te steek. Ons wil graag die persoon wees wat die prestasie behaal het. En dan erken ons nie ons Skepper nie. Want alle eer en alle lof kom hom toe. Want hy het ons gemaak. Hy is ons Skepper. En hy het ons in staat gestel om die hoogtes te bereik wat ons bereik. Hy het vir ons die talente en die gawes gegee om die hoogtes te kan bereik wat ons soms, of sommige van ons bereik. Boet was nooit suinig om sy voerresepte, sy weet hoe, sy medikasieprosedures en volgordes met ander te deel nie. As jy hom vra, dan gee hy. En so dikwels is ons ou nasie so geneig om hierdie dinge naby in ons harte en dit nie te deel met ander nie. En dan loof en prys ons onsself vir die prestasies wat ons bereik. Dit was nie Boet nie. Ek was self by toe hy eendag toe oom daar by hom aangekom het met 'n klomp pragtige ossies. Toe vra Boet oom, nou wat wil jy hê vir hierdie ossies? Toe maak jy oom 'n prys. Toe sê hy nie, goed oom, ek vat hulle. Hy sê, maar ek gee jou soveel. Wat toe meer is, as by die oom gevra het. En hy sê vir Boet maar, dis mos nou nie hoe ons gepraat het nie. Toe sê Boet vir hom, oom, hierdie goed is het werd. Hier is jou geld. Dis die eerlikheid wat het omgespreid het. Wat sou ons gedoen het onder dieselfde omstandighede? Sou ons ook dit gedoen het? Ons is so geneig om te sê, Here, lei my. En dan gaan ons en ons raak ongeduldig, want na ons mening van die Here te lank. En die Here is dikwels laat, maar altyd betyds.
Maar dan wil ons self die tou voorvat. En dan begin ons hardloop. En ons spring op die wa en daar gaat ons. En dan sê ons so terloops, Here, as ek verbykom, spring in, want ek kan dalk moeilikheid kry iewers vorentoe, want ek jou nodig. Kry maar vir jou sukplek, as daar is. En dan loop het dikwels op 'n ramp uit. Behalwe wanneer die Here weet, ek kan hierdie kind van my genadig wees, met een van die tyd van sy oë oopgaan. In Spreuke sê Salomo, in Spreuke 3, dink vers 5 en 6, nie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen. Gaan lees dit maar. Lees sommer die hele hoofstuk 3. Nee, lees die hele Spreuke. Lees die Bybel. Dis God se woord. Dis die waarheid. En gebruik dit as kompas, as rigsnoer, as padkaart vir jou lewe. Ek wil graag vir u saamgee 1 Timoteus 1 vers 17. En daar sal u sien dat God almagtig, dat ook God alwetend, God alomteenwoordig is. Aan hom kom die Heer in die heerlikheid en alle lof toe, en nie onsself nie. En ek glo hierdie ou swaar van my, het God se leiding dikwels gevra. Maar God laat ook sekere dinge toe. En dan wys ons vingers. Dan kon ons 'n bietjie voor die spieël gaan staan. En kyk, wie is die skuldige partye? En kyk, wie is ons? En waartoe is ons op pad? En vra ons, Here, stap voor. En volg. Of gryp ons die wa en sê, Here, spring in. Ek is haastig. Ek bring hulde aanboed vir die pad wat hy geloop het. Lees daar die begrafnisbrief. Al staan daar. Ek wil net vir u sê, so laaste gedagte. Ek en Boet het daar in die Oosrand. Het ons gaan kyk na die ou langneus Toyota vragmotors. Ek kan nie onthou of het 6 ton of 8 ton was nie. Maar dit was sy eerste vragmotor. Dis waar hy begin het. Almal van ons weet waar hy gedraai. Maar nogtans, dit is as gevolg van die feit dat alle lof en alle eer kom God toe. Baie dankie vir hierdie geleentheid. Vriende, namens die familie doen ek die bedanking soos dit aan my gegee is. Dr. Emil Geiger en Dr. Casper Venter, wie verantwoordelik was vir Boet se laaste paar dae se mediese behandeling. Baie dankie die personeel van Soutpansberg Privaat Kliniek, die bestuur en personeel van ons tuiste, waar Boet die laaste jaar woonagtig was. Mosaïek begrafnisdienste, julle maak moeilike tye vir ons almal makliker. Greta Fourie, die onmiddellike haar gawe met die blomme beskikbaar gestel het. Baie dankie, dit is pragtig, baie dankie. Marie van Wyk vir die verversings. Ons wil vir u dan ook nooi om saam met die familie koppie tee te kom drink. Dit is in die Jesus Kroonlokaal, ons sal vir die aandui waar dit is, na ons verrigtinge by die motor afgesluit is. Dominee Corneille en Jolani, dankie ook vir julle begeleiding. En dan het Mimi ook vir my gevra om spesiale woord namens haar vir Laurens te sê, vir al die reëlings, die blaadjie, die opneem van die diens en jou ondersteuning. Laurens, baie, baie dankie. En dan het ek ook 'n briefie ontvang van al die werkers van Molleveld. Ek lees dit graag vir julle. Ons sal jou mis. Ons was nie net werkers by jou nie. Ons was soos jou kinders. Jy het ons groot gemaak. Baie van ons is gebore op Molleveld. Was daar tot op die einde.
Ons harte is seer omdat jy aan het. Maar die Modimo, die weet die beste. Ons groet jou. Ons wil graag daar wees. Ons dra Psalm 23 op aan jou. Die Here is my herder. Mooi loop, Mandia. Dit is Maria en al die Molleveldwerkers. Vriende, ons gaan ook luister nou na 'n lied. Dit is 'n baie spesiale lied van Pieter, wat hy graag ook wil speel hierso. So ons gaan daarna luister. Barend, as jy dit vir ons aansit asseblief. En dan gaan ons. The older I get, the more I think. You only get a minute, better live while you're in it, 'cause it's gone in a blink. And the older I get, the truer it is. It's the people you love, not the money and the stuff that makes you rich. And if they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get, the fewer friends I have. But you don't need a lot when the ones that you got have always got your back. And the older I get, the better I am. And knowing when to give and when to just not give a damn. And if they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get. I don't mind all the lines from all the times I've laughed and cried. Souvenirs and little signs of the life I've lived. The older I get, the longer I pray. I don't know why, I guess that I've got more to say. And the older I get, the more thankful I feel for the life I've had and all the life I'm living still. Vriende, ons sluit af met ons laaste lied, die oorwinningslied. Ons sing dit staande. En dan vra ons dat u sal bly staan asseblief nadat ons hierdie lied gesing het. Ons gaan dan bid om die seën van die Here. Ek gaan die draers se name uitlees en hulle gaan na vore kom. En dan beweeg ons almal uit na die motor hier buite waar ons dan ons laaste totsiens se gaan sê. Beloof aan die einde op die wolken komen weer. Hij is voor
staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons hoflied, hef jou hande op na bo. Laat van syne staan op drome en kom laat vir God se woord. Kom leef in die oorwinning, want sy woord daarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Ek vra dat die draers asseblief van voor sal kom. Pieter Leroux seun, Pierre Leroux kleinseun, Annette Wolmerans dogter, Hannes Wolmerans skoonseun, Jan Wolmerans kleinseun, Mimi Greiling dogter, Laurens Greiling skoonseun en Gerard Greiling kleinseun. Ons bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troos van die Heilige Gees by julle elkeen sal wees en bly, van nou af tot in ewigheid.